Welkom by episode 6 van Sonder Filter. Dankie dat julle hierdie journey met ons saamstap en soos ons aangaan leer ons ook nuwe goed en dis baie lekker. So ons is weer vandag in die studio en vandag gaan ons 'n bietjie praat oor kreatiwiteit, liefde en die waarheid oor wat mense sien as perfekte foto's. En ek dink iets wat baie real is vir ons fotograwe is burn-out. So ons kan 'n bietjie daaroor gesels, hoe balanseer ons kreatiwiteit met besigheid. Julle twee kan dalk 'n bietjie praat oor wat troues julle werklik al geleer het oor liefde. En dan gaan ons ook 'n bietjie praat oor trends. Ja, as mense vir jou lekker Pinterest foto's stuur. Moenie. En wat die realiteit is rondom dit en dan wat ons ook net met wil weet wat 'n kliënt moet weet. Wanneer hulle 'n fotoshoot wil boek rondom die kreatiwiteitsaspek, hoe ons dit hanteer en hoekom sekere goed belangrik is sodat daai kreatiwiteit kan oorkom. Julle kan dalk ons kan gesels, is fotografie vir julle 'n kuns? Is dit 'n besigheid? Bietjie van al twee. Ek dink is bietjie van al twee. Ja. Definitief. Maar ek voel persoonlik moenie vir my 'n Pinterest-bord stuur nie, want dan voel ek nogal ek moet met jou Pinterest-bord. Jy kan nie dan kreatief wees nie. Ja, dan kan die creative, want ek dink my grootste die high punt in my sterk punt in my besigheid is my creativeness. Ek dink ek shoot a moment soos hy voel, maar om te kan shoot en speel, dit is lekker en kliënte wat jou toutref vertrou. So ek love die breide daar buite wat 100% van net vertrou. Maar sodra jy Pinterest-bord vir my stuur, dan is dit soos want nou moet jy iemand anders se goed kop. Ja. Kopie, maar probeer namaak. Ja, en ek dink dit is 'n mensding, 'n besigheid, want ons wil graag jou happy hê. Ja. Ons wil graag jou wil nie teleurstel nie, dis jou troufoto's, dis jou familiefoto's. So as ek ook 'n familie skryf wat vir my Pinterest-bord stuur en voorbeelde stuur, dan raak ek op my senuwees want ek wil graag daai foto vir jou capture, maar ek weet ook Pinterest is 'n lie. Pinterest word is nie besigheid en 'n kuns. Ja. Ek dink meeste fotograwe ons het al daar gepraat. Siobhan, ek dink jy's meer 'n sterker entrepreneur of besigheidsvrou dink ek as ons twee noodwendig. Ons ek sukkel verskriklik daarmee net admin wise. Ja, dit is goed wat al laaste op my lys is. Ek weet dis prioriteit. Maar ek sal eerder gaan shoot en dit is my lekkerder as om nou invoices uit te stuur. Nee, maar julle is goed in dit. Admin, en designing. Net so dat julle weet, ek doen nie die social media op hierdie Sonder Filter nie. Die logo design, ek was kies wat ek julle wil, alles lyk lekker. Ja, maar daai is goed. Om 'n balans te handhaaf tussen want jy moet dink aan die toekoms, as ek nou so sê van die besigheid. Waar is jy op pad, jy weet, of soos 'n 2 jaar plan, 5 jaar plan, of en jy moet admin doen om dit te kan. Jy kan nie net lekker foto's neem en kreatief wees, dit gaan jy nou nie. Gaan jy iewers bring, maar jy moet dit dit is so goed wat eintlik wat jy op on top of moet bly, soos jy moet altyd jou website update en dit is soos baie admin. Maar aan die ander kant is jy ook hierdie kreatiewe, wat is ons regterbreine? Ja, 100%. Dit is hoe jy funksioneer. Ja. Ek dink ook soos iemand het nou vir my soos moenie jy moet jou styl begin verander want dit fade en mense soek nie meer daai klere en die warm, ek weet nie. En toe sê ek soos nee, ek kan nie. Ek dis wie jy is. Ja, ek voel ek het soos 10 jaar gewerk aan my brand. En ek het dit. So en dit maak my bang, want baie keer is daar fotograwe daar buite wat trends doen en hulle verander hulle logos en hulle verander hulle style. En dan sit ek daar en dan is almal soos dalk moet jy dit doen en ek dink nie ek kan nie. Ek het probeer edit shoot iets anders. Ek het probeer voel dit reg. Ek kan nie. Nee, dis erg. So ek dink dis waar die creative. Dus ek voel ek het planne, 10 jaar plan gehad. Ek voel ek's gevestig. Ek het altyd ge-worry oor my Instagram se feed. Ek doen nie meer nie. Want ek voel ek het nou my goed gecreate. En nou die dag dan gaan ek deur my Facebook en ek gaan deur my foto's wat ek al geneem het.
En ek sê, ja, hoorie, hierdie is ek. Ek kyk nie deur dit en dink, ek moet begin verander of. So ek scroll nie op social media as dit kom by trends nie. Ek probeer nie. Ek is nogal so, ek hou nie van te veel ander fotograwe. Nee. Nou nie noodwendig in die area, glad nie, net soos wêreldwyd. Ek hou nie daarvan om te veel na ander mense so goed te kyk nie. Nee, want ook in die ander dan lê ek en dan dink ek, wat kan ek nog doen? Soos wat kan ek nog doen wat soos ek is, nee. Dan skryf ek dit goed neer. Dan soos ek het dit nie gaan kopie of gaan Pinterest nie. Dit is wat dit cool is wanneer ek iets post. Dit is presies wat ek altyd sê, is bly eg aan wie jy is. En ek dink daai is vir my baie cool. Sit alles anders wat jy al gesien het uit jou brein as jy nou gaan sit en edit spesifiek nou preset. Soos kyk na dit en voel dit lyk nou vir my mooi. En dit is wat ek nou daar buite sit en as daar mense is wat dink dit is mooi dan dis die mense by my met boek. Dis die ding. En ek voel dit maak regtig. Ek sê altyd vir my kliënte, na shoot, sê ek altyd, ek weet julle dink dis die fotograaf en die kamera en ons create magic, maar dit is baie ook die mense. So dis wie jy afneem. So as hier is 'n lekker mense, dan sit ek love julle dan as julle gaan edit en dit is lekker en jy smile want hulle maak dit, hulle het dit so lekker gemaak en dan wanneer jy kliënte kry wat nou moeilik is en dan is jy nog soos 'n bietjie het ek dit teleurgestel. Dit gaan hulle happy wees. Maar dan sukkel mens ook om kreatief te wees. Partykeer as weer eens nie lelik bedoel nie, maar mens kry mos maar mense wat bietjie meer soos introvert is, ongemaklik is, so jy moet nou werk om hulle gemaklik te maak want hulle boek jy nou vir hierdie fotoshoot wat hulle nou verwagtinge van het. Maar dit maak dit moeilik om kreatief te wees dan. Want jy moet nou eerstens hulle nou help om uit hulle boksie te klim en dan moet jy nou kreatief ook wees. So dan demp dit so bietjie. Mense vra altyd my ook nou mense soos spontaan as hulle lag. En een van my couples in nou dag vir my, Siobhan, jy praat baie vinnig. Dan lag hulle maar vir jou. En dan is ek is happy en hulle kan sien ek super excited. Ek sê, dit is mooi. Ek freak uit. Dis wat ek nou doen. En dan weet hulle nie eintlik wat ek sê of wat ek doen nie, maar hulle lag soos hoe excited ek is om net hierdie foto's. Die man sê altyd ek nog nooit so excited dingetjie gesien wat hy spring. Dis so mooi, dit is mooi. Wys ek die foto. Dan wonder ek, dit kom julle lag, want julle kan nie reg hoor wat ek sê nie. Want ek is soos my brein hardloop voor ek iets sê. En sien jou ADHD. Maar dis jou talent, soos jy maak dit werk. Daai is iets wat ek kan ons werk reflekteer nou weer iets heeltemal. Ek voel jy's 'n baie storyteller. Soos jy mik vir dit, ek probeer. Ek sê altyd vir meeste van die tyd vir mense, moenie kyk vir my nie. Moenie vir my kyk nie. Ek sal vir julle sê, want meeste mense soek ten minste 1 of 2 foto's wat almal kyk. Maar ek haat dit. Nie haat soos ek soek ook van my gesin 1 fotootjie wat almal kyk, maar dis nie my styl om net dit. Ek haat posing soos dit. Ek is nie goed met dit nie. Glad nie. Daar's ek nie kreatief in nie. Maar ek sê altyd vir mense, moenie my kyk nie. Gaan dit aan. Ek sal soos ek sal nie pose nie, ek sal guide. Ek weet jy is dit die regte woord. En jy met jou, hoe manage jy? Ek is definitief 'n mengsel van die twee. Want jy sê vir my storytelling. Storytelling tot 'n mate. Ek sal sê ek probeer altyd 'n shoot in die helfte deel van meer post guided. Okay, staan daar, doen dit so. Die basics. En dan voel ek na dit raak my kliënte half hulle settle en dan die laaste sê net maar 15 minute, 20 minute dan storyteller. Maar ek is nie net 'n storyteller. Ek probeer, maar dit hang ook af van my kliënte. Dit is so, want party mense vra vir jou en hulle wil graag kyk foto's hê. En dan doen jy dit vir hulle, En ook landscape, jy's baie goed met landscape. Landscape soos in berge te kry. En soos soos landscape foto's, soos jy kry die volle prentjie wat baie mooi is. Waar ek persoonlik doen nie. So moet my nie boek as jy meer soos op close-up. En ek shoot met 'n 35mm, né? So jy hele troue. Ek het nie 2 kameras nie. Een kamera het 35mm. Dis my enigste lens. Ek het nie 'n ander lens nie. Ek het nie, ek het 'n 85mm, maar dis nou as ek speeches moet afneem en bietjie ver, maar ek is in jou bubble. So ek is baie close up. So jy sal sien in my foto's ook. So dan as mense berge wil hê of 'n boom wil hê of ietsie location dan sê ek altyd
'n boom is 'n boom, 'n berg is 'n berg. Jy gaan daai gevoel nie sien in my foto's nie. En dit is letterlik, if my kliënte wou die berge hê. En ek is so, julle het die verkeerde fotograaf. Dit is so, dis Ek is nie die landscape photographer. Nee, jy sien, ek zoom op die emosie en die feel ek is baie by die ek's baie by close-ups. Ek love close-ups. Ek love ligponek. Ek hou van romanties. Ek is 'n groot rom-com lover. So ek hou van die Dis cool. rom-com. So ek sê altyd vir die couples, kyk vir mekaar en streel hulle hare soos in die movies. Dan lag hulle want hulle love it. Maar dan ons is op die see, ons is op die strand, maar ek trek nie regtig. Ja, jy is op die strand nie, ja. Maar dit is soos jy sê, ek sal meer probeer inkoper soos die fine byvoorbeeld inkry. Ja, jy's goed in dit. En julle ek hou van jou strand shoots. Jou strand shoots is altyd vir my so. Wat is dit? Ek weet nie, ek is vir die algemeen nie mal oor 'n strand shoot nie. Ek hou van 'n strand shoot. Jy sien dit kom oor ek hou van 'n strand shoot. Desember is raak dit 'n bietjie baie. Maar dit hang ook af wie jy shoot. Ja. Ek voel 'n groot familie op die strand is vir my bietjie overwhelming, maar soos 'n intimate family op die strand is vir my. Ja, jy's goed in dit. Ek love dit. Ek dink as dit oop is en is so net. Ja. En jy kry soos finer details, soos baie al die kinders. Ek het nou nie geweet. Ja, nee, ek love it. Ek love ook altyd jou foto's. Dit is skerp mooi en ag die berg. Jy laat 'n berg goed lyk. Soos as jy die foto's kyk. Kyk hoe mooi is die berg. Groen is dis mooi. My grootste, as ek mos nou maar 'n bietjie tyd het, dan skilder ek en my temas is altyd berge. Ja, baie lief vir die berge. So weer eens, daar het ons dan gehoor, dit wat ons persoonlikhede, dit kom oor. Ja, dit kom uit. Definitief, daai creativeness. Kom ons kyk gou-gou, wat sal julle sê, editing fatigue en burn-out? Dit is so reël. Jessie. Ja, burn-out, mensloop. Ek seker of van julle voel ook so, as jy 'n shoot, die lê nou 3000 fotootjies. Jo. So ek begin gewoonlik vuur en vlam edit, want dit is nou, jy sien uit mos nou jou foto's te kyk, hoe het dit nou uitgekom. En kom ek nou nog eers halfpad partykeer en hang af hoeveel foto's daar is. Jessie, en dan voel ek kan nie meer kyk vir die skerm nie. Soos nou het jy al oor en oor dieselfde ding gedoen. Hoe sal ek nou sê, soos want jy sit nou jou preset op en dan tweak jy nou vir die lig of jy met jou preset 'n bietjie verander vir whichever setting it is. En dan sit nou obviously vir elke foto en dan raak dit 'n bietjie, veral as dit 'n groot shoot is, dan raak dit vir my 'n bietjie much. Dan moet ek eers wegsit. Maar ek weet nie of dit al met julle gebeur het nie, maar ek edit sê nou maar die aand 'n shoot. En dan die volgende oggend gaan kyk ek. Of ek het al gou sneaks gestuur en dan kyk ek die volgende dag as ek soos, wat het ek nou? Ja, dit het al gebeur, ja. Wow, ek weet nie wat my oë gesien het nie. En dit was nie dat soos die screen se brightness of iets gestel was of iets nie. Calibration, ek dink dit ek was net moeg. Ja, jy is moeg. Ja, en dan doen ek dit oor. Dan die sneaks wat die mense gekry het, lyk my anders as die gallery, maar niemand sê iets daaroor nie. Hulle is soos jy. Ja, maar kyk maar fyn veranderinge wat ja, ek weet nie of as hulle nou actually langs mekaar gaan hou, gaan hulle dalk. Dis nog dis so waar net ons sien altyd die kleur. Of ons sien wat ons sien, ons is creatives, ons is kunstenaars. Ons sien 'n ander tipe kleur. So as jy en dit is so snaaks as die kliënte die foto's kry, dan sien hulle glad nie. Soos wat jy nou sê die sneak peek en dan sien hulle glad nie oor en dit lyk anders as die sneak peek. Almal sê ek dink met wat ook al hulle kry. Maar burn-out, editing, ek voel veral as 'n troufotograaf elke naweek hierdie is trouseisoen om elke naweek 'n troue te hê. Jy moet elke naweek 'n troue. Ek wens ek kon meer vra. En ek wens mense het meer geld gehad. As ek 1 troue maand kan doen, sal dit great wees, maar ek moet elke naweek 'n troue doen, veral nou. En ek dink my troue is al baie in die Kaap of in Joburg of in die Vrystaat. So dit is vlieg 2 ure, klim in die kar, ry 4 ure Vrystaat toe, Bloem, doen 'n troue daar, kom terug. So dis 8 ure travel. Teen die tyd wat jy en dan nog edit vlieg ook, en dan baie energie die troue uitgegee, soos created, went wild, gaan groot, en dan kom jy by die huis, na die traveling, as ek Kaap toe ry ook, ek ry 4 ure, 5 ure Kaap toe,
Dan, jy weet, dan maak jy eers 10:00, 11:00 klaar by 'n troue en dan moet jy nog terugry huis toe. Dan moet jy nog volgende nag terugry George toe. Dan moet jy dan het jy nog familie shoots intussenin en baie goed. So ek dink ek sê altyd vir mense dit is besige tyd en dan ook na traveling, na groot troue, na baie energie. Is ek mentally moeg en drained. Ek weet nie van julle nie, maar ek's moeg. So ek is nie nou lus. No shit. En dan is okay. Haal ek net asem en ek net soos dankie Here dat U met hierdie dag gedra het. Ja, dankie dat ons dit gekom het. En dan message ek my man en sê okay, ek slaap ry nou. Ja. En ek het goue oomblik. Maar jy is verlede naweek, nee, dat ek 'n troue gehad het. Ek is burned out dat ek moet 10:00 uitcheck. Dis sê ek. So beplaas, die syne is af. En die wifi het nie gewerk en my foon het ons ek sy nie. Maar daarom gaan nie af nie en ek slaap, nee, ek slaap. Want ek het dus 3 troues nog 'n ry. En ek het intussen geseken shoot vir fotograwe en ek sal dit doen. Baie en toe kom klop tannie net met hier en die ander. Shame. Sy sê jou pa het gebel. Jou man ook, of jou boyfriend. Sy hulle kry weer nie die hande nie. Hulle stres. Sy sê hoe laat is dit? 12:01. So stres die mense by die huis. Ja. My kar is by waar ek slaap. Maar toe soos my pa sê my kind jy noem dit jou dooie slaap. Ek dink jy dit nodig gehad. En dit is wat ek dink baie min mense nie weet nie sonder filter is ons is moeg, ons is drained. Ons kan nie ek kan nie nou daai sneepie vir jou stuur nie. Ek's jammer ek vat lank. Of nie jammer nie, maar ek is ook mens. Ons is mens. So ek dink daai burn-out is real en ek weet regtig persoonlik nie hoe om dit te balance nie. Ek probeer afskakel of ek weet nie ek probeer so sê okay nee, jy gaan nie nou edit nie. Jy gaan nou maar ek weet nie hoe nie. Ek myself die hele tyd edit. Ja. Ek weet, Dis al wat ek doen. ek dink heeltyd aan as ek nou 'n aftydjie het, dan gaan ek nou sê nou maar die kinders is op hulle eie mission. So ek sê okay. Kom ons probeer. Dan maak jy jou Wat doen laptop ek oop. nou? Exactly. Hoe kom En dan dit is jy nou? eintlik nie so Ja. dis eintlik nie jy kom nie eintlik jy doen soos 15 foto's miskien en dan is daar weer iets wat jy onderbreek. So, Ja. En dis incredibly moeilik want editing vat lank. So vat baie lank. ek kry baie kere en ek was nou onlangs deur iets wat ek soos letterlik editing burn-out gehad het. Ek wil nie Dis is al moeg Edit gekyk. ek wil nie my Mac sien nie, ek wil nie 'n SD kaart sien nie, ek wil nie Yes, waar. net soos I don't want to see it. En dit is so weird want dan dink ek, maar hierdie is so nie jy nie, want ek Jy is hou nie eintlik van daarvan. maar Ja. dis as die trant en dit is net so veel eisend en so op mekaar soos Desember. Desember. My Desember was erg. Teen Januarie toe trap ek diep modder. Maar ja, Self. ek dink daar's regtig 'n groot dit is 'n realiteit. Editing en jy weet daai kan ek sê post production, dit is dis enorme werk en ek dink daar moet meer understanding en respek wees vir Kruis. vir fotograwe en dit vir alles wat jou voltydse Ja, jy weet. Beroep is. want mens kan ook nie altyd iemand betaal om vir jou te edit en hierdie goed te doen nie. Nee. Dis 'n uiteenvloeisel van wie Ja, jy is. soos ek sal nie laat iemand anders foto's vir my edit Ja. soos met my styl bedoel ek nou nie. Soos ek sal dit sal net nie reg vir nie. Ek wil dit self doen. Ja, ek hou van om in beheer te wees. So almal sal dit vir my. Ook as jy iemand aanstel om vir jou te werk of jou admin te doen. It's not gonna work. En ook soos ek kan, maar ek kan ook nie want ek kan nie hulle salaris betaal nie, want ek word nie genoeg betaal om 'n salaris vir hierdie meisie of ou Elke maand 'n admin konstante lady. salaris vir Het iemand nie, betaal, ek het nie daai dis is die funny wat meme post wat ek gesien het van fotograwe wat mense dink ons doen by troue is ons het dans en kuier aktiwiteit en wat ons ouers of familie dink ons het met baie geld en man realiteit is ons al vir die rekenaar en ons edit Of jy sit in die kombuis. Jy eet jou aandete van die troue so ja, ja. ja. Want En dan kom vra gas vir jou, so hoe lank doen jy aan fotografie? dan sê jy ek wil nie nou praat ek wil net eet asseblief. Ja, en dan beteken by die troues, dit is erg. Jy vergeet om te piepie en water te drink. Soos jy is so daar's
baie wat aangaan. En ek dink baie mense dink ons mik en ruk net, maar ons baie goed wat ons aan dink. En ek dink aan die timeline en ek dink aan die familie en jy probeer net nie 'n foto mis wat jy na die tyd gaan hoor nie. Ja, want vrek. As jy, want ek het dit al gehoor. Ek het al sulke goed gehad. En ek klink dalk demanding by die troues. Ek is nie. Ek is net soos hoor hier, as jou oor toe is dit my skuld. Want die foto's so jy moet fokus. En as jy nou saam gaan werk nie, word ek geblameer, die fotograaf. Ek weet nie van julle nie, maar dit is want mense soos hulle het jou betaal vir dit. Ja, dit is jou werk. En ook dit is jou werk as 'n fotograaf. Om te kyk of die oë oop is. Ek check. Ja, en ook dit is maar dit is moeilik om in so 'n rush situasie te kyk. Is almal so oogies nou oop, so jy oop nou maar net dit is. En ek baie lief vir die bruide wat my boek obviously. Ek baie lief vir almal. En hulle love my, maar ek voel baie keer ek is hulle beste maatjie. Wat fyn is, maar ek help met die tydlyn, ek gee advies. Ek help ek soos by die change dit, doen dit. So daai is 4 ure wat ek jou nie voor charge nie. Just because I'm doing this because I actually care about you. Ek gee om oor jou troue. Ek weet jy invest in my. So ja, daai burn-out is real. Ja. As enige fotograaf daar buite vir ons advies kan gee. Hoe balance julle dit? Ja, ek dink as ek nou net kan raak aan wat met die kreatiwiteitsaspek en wat ons wil hê kliënte moet weet. Wat affekteer alles kreatiwiteit vir julle? Ek weet vir my byvoorbeeld persoonlik is 'n groot ding is die tyd wanneer ek shoot. So of met sunrise of met sunset. Behalwe praat jy nou logistics. Ja, soos ek praat van wat beïnvloed byvoorbeeld jou kreatiwiteit. Ja. So vir my is 'n groot ding, myne is lig. Lig. Ja, vir my ook. 100%. Ja. So ek sal nie compromise op dit nie. Ja, jy doen nogal nie. Nee. As hulle nie wil vroeg opstaan nie dan sorry. Ja, ek sê vir mense, Kelly is baie kwaai. Sy, maar dit is ook reg so. Sy sê, nee, ek shoot jou nie dan nie. Ja. Sorry. Ek sal nog sê, ek kan jou shoot 8:00 die oggend in Desember wanneer die son al 5:00 opkom, maar jy gaan nie mooi jou foto's gaan nie lyk soos my Instagram nie. Ja. Dan sê ek vir hulle, ek sê vir hulle, ek sal graag wil vir julle die mooiste foto's gee wat ek vir julle kan gee. Maar ek kan dit nie vir jou gee as die son helder gaan skyn 8:00 die oggend op die strand sê maar julle almal gaan so lyk en die kleur gaan weird wees. Ek gaan moet baie hard werk om dit na iets te laat lyk. En gaan teen net die water in die agtergrond hê nie. Nee, want alles is washed out, die agtergrond van is wit lig. Ja. So ek sê vir mense, dit is weet net, dit is hoe dit gaan wees. Ek gaan my bes probeer. Dit gaan bad wees. Maar dit gaan nie lyk soos op die ek sukkel baie met dit. Soos jy het al gesê. Ja, jy het al gesê. Dit is shoot, dit is 10:00 die oggend op die strand. Dat ek soos wat jy soos wat doen jy Siobhan, ek soos die kliënt soek dit. Ek het klaar verduidelik, ek het klaar vir hulle gesê luister hom. Nee, nou is die beste een vir die kind, hulle kinders om te smile. En dan kry ek nou weer 'n baie nice kliënt wat 'n ma wat net vir my sê, "Wat het ons shoot 6:00?" Ek sê, "Dankie, ek weet ek wil graag daai tyd shoot." Maar ek weet kinders is badtyd, slaaptyd en ek weet nie wat alles nie. En dan sê sy, "Ag, weet jy wat, die kinders kan maar vroeër hulle nek vang vandag." Dis wat ek wou gesê het. Vroeër hulle nek vang. Ons maak hulle wakker 5:00. Dan sê hulle reg sê. Ek wat ook kinders het, nee. En sy sê vir my, "Ag, dit is net een dag." Dit is net een dag. Maar baie mense daar buite, julle weet, en ek sê vir hulle ook, dis hier die beste tydteam, okay. En ook editing gaan langer vat, dit gaan nie lekker wees nie, dit gaan nie easy wees nie. Soos jy sê, jy gaan met magic maak. Ja. Sorry. Maar sien, dis nou met so shoot, nê. As ek hom nou moet gaan edit. Dis nou nie vir my so lekker. Nee, dit is nie. Dan voel ek nou dit is nou nie die ideale omstandighede gewees nie. Ek moet nou hier, as hy te hoe druk. Om dit nou net decent te laat lyk. En dit is die wie ek is, dit het kreatief 100%. Ja, en ek moet as ek nou as iemand daai tyd wil shoot, dan sal ek sê, okay, as dit jou beste tyd is en jy voel daai tyd shoot, dan sê ek, gaan nie op die strand wees nie, gaan nie lekker uitkom nie, dan sal hulle fyn daarmee, maar ook dan sê ek, okay, ons gaan onder bome gaan shoot, nee. Ek weet bome het mos daai bietjie patches, nee, maar dan soek ek 'n koelte boom, en 'n koelte agtergrond, dan is dit nie so erg nie. Dan sal ek dit shoot.
Maar ek dink dis nou wat inkom. Vertel jou fotograaf. Ja. There we go, dis nou net wat ek wou gesê het. Hoor wat hulle sê, hulle Dus weet. van, Ons weet waarvan ons praat. Ek het dit in my, as ek 'n nuwe kliënt kry wat my, want ek doen also WhatsApp business, so as iemand my byvoorbeeld message stuur, ek het 'n outomatiese respons wat uitgaan om te sê, X, Y en Z, hierdie 3 goeders, een van hulle is, gaan kyk na my styl, maak seker, Baie belangrik, jy ja. is happy daarmee. Tweede ding is, ek shoot net met sunrise of sunset, unless dit iets is wat, soos 'n newborn shoot wat in 'n huis is. Ja, binne Ja, gelyk. dis anders. Of eiendomme, dit doen ek enige tyd van die dag, maar ek gaan nie, ek sê daar, ek compromise daarop nie, want dit beïnvloed die kwaliteit van my werk. Foto's, definitief. 100%, ja. As ek dit nie kan, as die kliënt nie daarbey kan inpas nie, dan is ek nie die regte fotograaf. Vir jou nie. Ja. Was Dit is harsh, maar dit is Ja, nee, maar dis goed gesê. Dis net so straight to the point. ja. Ek moet ook so wees. Want dit affekteer. Ja. Ek sê vir hulle, dit gaan Ja, nie ek ook. so lyk nie. En dan Maar sien, wil jy net glad hierdie shoot gaan doen nie? Nee, ja, ek probeer nie al wishy-washy fotograaf wees nie, maar soms is ek nogal soos okay. Ja. En dan gaan doen ons dit. Ons wou 'n bietjie gesels het oor AI. Daar kan ons dit voor ons die podcast eindig net vinnig. Baie vinnig. Wat is jou opinie oor AI? Miskien kan ons dit 'n aparte episode maak selfs. Ons gaan daar. Ek het die bam te sê oor AI nie, eerlikwaar. Soos ek is baie dankbaar dat AI nou in Lightroom is om goeders te remove. In die agtergrond, Ja, dis nice, dit help baie. Vir Soms haar wat die ja. Soms Ek like dit nou dit soos as dit nou regtig soos 'n freaking horing lyk hier. Ja, ja, dan Gaan ek dit nou nie los nie. Of 'n haartjie soos oor. ja. Ja. Ja, dit AI help regtig daarso voel ek. Maar net soms hy generate hom nie goed nie, maar ek Ja. ek het nie veel te sê oor AI nie. Ek voel net daar's net niks gevoelens met AI nie. So AI kan nie ons replace nie. Dis my opinie. Ja, ja, ek het ook nie veel anders om te sê as wat jy nou gesê het oor dit. Ja, ek lees nie regtig baie. Is wat is jou opinie oor AI? Ek dink daar's 'n plek daarvoor. Watter opsig? Van so ek is nou 'n bietjie meer of kan ek sê ek het nou baie meer al daarmee te doen gehad omdat my man is in die IT space. Ja. So hy educate my eintlik baie daaroor. Okay. En ons het nou die dag fotograaf ontmoet in die Kaap en ek vra toe vir hulle hoe hanteer hulle editing Ek weet nou wat jy gaan sê, alles, ja. En hulle sê toe hulle gebruik AI programme, so dis nie 'n AI wat hy skep nie 'n foto feit nie, ja. Jy gee jou raw foto en jy train basies 'n program volgens jou catalog wat jy gemaak het op jou Lightroom en jy train dit om te edit soos jy so geëdit het. Hy gaan dit nie 100% doen nie, maar dis baie akkuraat. En dit help met editing. Ja, al dinge sê dis pricey. Ja, Baie duur. Ja. Wat is die program se naam? Ek weet nie, daar's 'n paar. Daar's 'n paar. Ja. Ek weet daar's 'n program. Ek kan nie 'n program se naam onthou nie. Maar my vriendin sê ook sy gebruik dit. En dan Harmonia basketbalfoto's af daar in Pretoria. En dan is dit soos 500 foto's wat sy in die program sit en dan edit die program alles. Ja, ek En dan- is bietjie soos Maar ek dink vir Dis so cool. skoolfoto's is dit perfek. Ja, en soos familie en soos ek het 'n 50ste afgeneem vir haar. betrokke, net daai Ja. sit en smile met die wolkie agtergrond daai. Ja, Dis ek het vir haar 50ste afgeneem in die Kaap. En dit was baie foto's wat voorgegee het en sy het letterlik net deur daai program gesê en hy het geëdit, maar sy moes deur alles ook gaan het Ja. om seker te maak alles is nice. Dus ek sê dis cool, maar ek weet dis hy het die program genoem vir my, maar ek het die prys gehoor. En dit was soos ja, dis nogal R6,000 of prys. Ek het iets. 'n bietjie navraag daar gedoen, maar nou ek sukkel met my persoonlikheid sukkel om dit te inkorporeer in 'n sin. Ek gebruik nou en dan 'n bietjie AI vir culling om te help met my culling, maar die probleem is dat hy gooi dan jou creative shots uit. Dis Dus as jy presies motion dit. blur doen Ja, of ek kan jou nie fokus AI kan gebruik vir my verskuif culling of nie. Ek iets, doen dit O self. ja, dis waar hy doen dan dan. gooi dit uit. Want So ek dis hou van 'n een blur so nou en dan gooi ek dit Ja, weg. dit is dan waar wil ek ek het waar ek 'n bietjie vasgetrap het met dit. Ja. Maar ek kon nog nie myself so ver kry om jy weet my production flow daarvan af van AI editing afhanklik te maak. Want elke shoot is net so anders. Ja, ek jy kan nie. En dit voel dis nie autentiek aan my Presies my dit. kunswerk. Ja, en jy ek- moet self werk aan hom. Ja, so almal sê altyd vir my, maar jy sê altyd jy het soos berge editing en ek het altyd berge editing.
Want ek doen alles self. Ek Ja. het nie programme en Nee, fancy ek Is het jy- nie maar jy- dieselfde storie met my. Nee, ek gaan net old school bly. Ek voel as mense dit wil doen, great. I mean, you do you boo. Ek gaan nie. Ek gaan persoonlikhede en net maar bly by wat ek ken. En as jy Maar dit werk trend vir jou. en soos Ja. ek gaan niks verander van myself nie want ek is soos voel ek slagvestig. Ek is happy. I'm doing it. Trend follower, ja. Nee, ek kan nie met en ek kan nie bly met trends nie. Ek probeer. Ek kyk eers na die goed hier. Dit is En ek het letterlik ek soos is nee. ek het nou my eie page gaan kyk. Not to brag, maar so ek het nou my eie page gaan kyk, nee. Soos ek het al my stories gekyk en reels. Ek het nou die dag deur dit gegaan en ek sê soos ek het al hierdie self gedoen. Soos ek het nie iemand gaan volg nie. Ek het nie 'n trend gaan volg nie. Ek het nie 'n Pinterest bord nie gaan vra vir Pinterest. Ek het nie vir AI gevra. Ek het nie vir ChatGPT gevra nie. Niks. I did it on my own. En ek dink dit is wat ek soos ek trots soos Ja. wel dan Siobhan. Soos Ja. bly by jou. Bly by jou. Doen net wie jy do is. you. Dis Do wie jy you. Ja, so dis hoekom ja. Ons het Ek bietjie moet aan. geraak aan hoe ons kreatief bly. Obviously, ons het die hurdles wat ons nou bespreek het. Maar ek dink dit is maar goed soos net 'n gebalanseerde lewe soos oefening, aftyd, jy moet afvat, ons moet breuke vat. Jy moet. Partykeer maak ek 'n willful besluit om te sê ek gaan hierdie hele week gaan ek nie edit nie. Ek sal e-mails antwoord, ek Ek sal gaan sukkel. Maar dit is dan nou wanneer ek op die verge of ek is in Ja. Ja, dan moet jy dit ek doen. moet, ek het nie 'n ander keuse nie. En ek voel ook as jy mentally ons moet praat oor mental health in hierdie industrie. Ek dink fotograwe kan soms depressie baie erg depressie kry. Ek dink as jy jou eie werk het en as jy alleen by die huis sit, jy lag vir die rekenaar en jy edit en jy shoot en jy laat mense, jy moet mense laat goed voel. Jy moet mense maak lag. Wie gaan nou 'n sad fotograaf boek? So ek dink as ons dit nou moet net ten slotte, so perfeksie is nie die doel nie. Nie vir een van ons nie, ons kan daarmee saamstem. Ja. Daai egtheid. Dit Die egtheid is ek dit dink is wat ons Ja. nastreef. Ja. En op die einde van die dag is dit die dit is die ja, dit is die goue draadjie. Daai egtheid tussen of die goue draad tussen egtheid en kreatiwiteit. ja. En om op die einde van die dag 'n produk te kan lewer wat reg is. Ja. Die moment. Bly eg en wie jy is, ek dink daar bestaan iets soos 'n perfekte shot nie. Ja. Perfekte So- families, perfekte troues, alles gaan verkeerd. Altyd. Ja. Ons altyd iets wat verkeerd gaan by 'n troue, by 'n familie shoot, altyd. Maar dis die realiteit. So bly eg. Bly eg. Ja. Lekker. Dankie dat julle geluister het. Gaan Ja. subscribe asseblief. Share dit met julle vriende. Ja, en asseblief onthou om vir ons vrae te stuur as daar enigiets Ja. is wat julle graag sal wil hê ons moet bespreek. Ja, asseblief. Ja. Dankie dat julle geluister het.